Hallo julle. Hallo almal. Vandag kom ons 'n bietjie uit 'n ander hoek uit. Ja, so was bietjie in 'n groef dink ek met daai. Is dit moontlik om met kreatiwiteit in 'n groef te wees? Nee, daar's eindelose moontlikhede. Maar in elk geval, ons is nou so 'n bietjie van daai spoor af. Ja, ons het nou 'n bietjie op 'n ander onderwerp waarop ons fokus. Dikwels wanneer ons dit is net so, wanneer sekere sake vir 'n mens baie belangrik is 'n mens geneig en ons sê dit ook baie keer, ons kom aanhoudend daarna toe terug, ons kyk uit verskillende hoeke daarna, maar partykeer is dit ook goed om duiwelsadvokaat te wees. En te sê maar tokkel 'n mens nie te veel op 'n selfde snaar nie, moet 'n mens nie ook vars na dinge kyk nie, is dit nie partykeer nodig om sommer net so 'n bietjie dinge te skud nie. En ek dink dis wat ons vandag wil doen. Ja, of om net dood eenvoudig nie alles uit te pleis nie. Ja, wel dit is nou waarby ons gaan uitkom. Ja. So wat ons net 'n bietjie wil oor gesels is, wat is die voordele daarvan om 'n lewe te lei waar jy alles as 'n les sien? Waar jy in alles 'n les soek of 'n dieper betekenis soek, teenoor om partykeer net 'n ding te laat wees, te laat gebeur sonder om noodwendig iets daaruit te vat. Want dit sluit aan by daardie aanhaling, ek gaan hom eers in Engels sê van Sokrates en dan kan ons dit in Afrikaans vertaal waar hy sê the unexamined life is not worth living. Met ander woorde die lewe wat nie ondersoek is nie, die lewe wat nie uitgepleis is nie, is nie werd om gelewe te word nie. En is dit so? So dit is wat ons net wil kyk, waar gaan hierdie gesprek heen? Ons het geen idee nie. Hy's nie uitgepleis nie. Hy's nie uitgepleis nie, maar die hele kwessie van 'n mens kan so in groewe kom wanneer sake vir 'n mens belangrik is en wanneer 'n mens dikwels daarop fokus, dat dit partykeer goed is om totaal uit 'n ander hoek uit daarna te kyk. So as 'n mens dit nou eerstens vat, sê net maar, mens neem die standpunt in, alles moet ondersoek word, alles moet 'n les uitgeleer word, moet betekenis hê. Wat sou jou reaksie daarop wees? Ek dink, en dit is miskien nou 'n tipiese politieke antwoord, enige iets wat te is, het 'n nadeel. Ja. As 'n mens die heeltyd leef en sê ja, maar ek wil agter die kap van hierdie byl kom. Ek wil die dieper betekenis daarvan insien. Ek wil die groter prentjie daarvan verstaan, waar dit inpas en alles. So met ander woorde, 'n mens is die heeltyd amper met so ingesteldheid dat jy mens daarmee leef of jy's daarmee besig. Ek dink dit kan oordrewe raak. Partykeer is dit net om net doodgewoon te lewe. Dit voel nogal of dit spontaniteit gaan beperk, gaan inperk. Wanneer jy en as mens sê ondersoek, om 'n lewe te ondersoek, dit kan sekerlik beteken dat jy terugkyk op iets wat gebeur het, maar dat jy ook heel moontlik dan in terme van goed vorentoe sal sê, as ek die of daai keuse maak, wat sê dit, op watter maniere, en dan die ding begin in alle opsigte na kyk en nee, ekskuus, ek val jou nou op in die rede, want ek is net bang ek verloor dit wat ek nou dink. Die vraag is, wanneer besluit jy om af te skakel en nie te ondersoek nie en net to go with the flow. Ja, net lekker teen teen 'n vakansiespoed. Maar dis 'n goeie, dit is 'n goeie maatstaf. Ek dink ons ondervind dit nogal almal. Daai groot verskil wat dit maak om vanuit jou elke dag se lewe
te skuif, sê nou maar na vakansie of na 'n retreat. Waar daai eise nie daar is nie. Met ander woorde waar jy dadelik in 'n ander rad ingaan. Dinge minder gekontroleerd doen. Ek weet nie of dit gaan tel vir ondersoek nie, maar tog tot 'n mate, nou, nie dinge so verbete afgemete doen nie. Vind, nou moet dit dat, want anders, as jy ondersoekend daarna kyk, gaan die en daai en die ander ding nie kan gebeur nie, of nie ingepas word nie. So, ek dink in terme van dit, is daar definitief 'n ander element, 'n ander gevoel wanneer jy in 'n situasie is waar jy uit jou normale druk uitgaan. Ja. En kan 'n mens dalk meer so lewe? Ja. Ek onthou en dit is miskien op 'n ander vlak, maar kom ons kyk waar gaan dit. As kinders het ons baie geluister na ons het sulke boeke gehad, sulke rooi boeke. Miskien moet ek maar eerder nie die naam sê nie. Maar die boeke se stories was stories oor kindertjies, gewone kindertjies, maar elke storie het 'n les gehad. En dit was vir my glad nie lekker stories nie. Want baie van daai lesse was baie ooglopende dinge. Dinge wat ek op 6 of 7 of 8 jaar oud alreeds geweet het. Ek het nie nodig gehad om 'n storie te luister en dan die gevolgtrekking te maak van hierdie les. So dit was nie lekker stories om na te luister voor jy aan die slaap raak. Dit was soos om elke dingetjie wat daai kind nou doen te vat en te ondersoek en te sê, wat leer hierdie gedrag jou nou? Weet, en daar was sekerlik 'n les en dit is seker goed om jou kinders op daai manier lesse te leer, maar ek dink daar's 'n tyd daaraan. Ja. Ek dink net 'n lekker slaaptyd storie sou dalk meer vir my gedoen het. En ek wil so ver gaan om te sê, ek verskil bietjie van Sokrates. Ek wil amper sê, ek wil daar begin. En ek wil sê, ek verskil so van Sokrates in die opsig, dat ek wil sê, wanneer ek oor die algemeen 'n sekere ingesteldheid teenoor die lewe het, dan hoef ek nie eers die lewe te ondersoek, sodat die lewe aan my afryf nie. Ja. Maak ek sin? Jy kom alreeds vanuit 'n sekere plek uit. So met ander woorde, waar ek met 'n intellektuele instelling van, wat moet ek hieruit leer? Wat sê dit van my in my reaksie hierop? Met ander woorde, hierdie hele tyd 'n ondersoekende, bevraagtekende, maar as ek net rus in my lewe en ek is rustig in wie ek is en wat ek is in die lewe, en ek vertrou dat dit wat in hierdie lewe gebeur, hy haak waar hy moet haak en wat ek moet leer. Ek dink ek sou een woord verander in Sokrates se stelling. Ek sou sê 'n onbewuste lewe. Ja. 'n Lewe waarin jy nie bewustelik leef nie. Ja, ek hou daarvan. Is nie die moeite werd nie. Ek hou daarvan. Want dit beteken dat jy op autopilot is, dinge gebeur nou maar net en jy gaan nou maar net. Dit is iets anders om te ervaar wat met jou gebeur in die lewe en om die oorsaak, die besluit en die gevolg en dit op te let en met dit saam te leef en dit jou te laat leer dan. Ja. Maar dis iets anders as ondersoek wat vir my 'n baie kopding is. Dis die gevoel wat ek ook het. Ek hou baie daarvan. So miskien moet ons 'n brief vir Sokrates skryf. Miskien moet ons net vir hom sê, of miskien is sy woord nie reg vertaal nie. Dalk. Dat ons net 'n bietjie kyk. Ja. Iemand kan dalk vir ons sê, wat is die oorspronklike, wat se taal was dit? Grieks. En wat kan die betekenis van daai woord wees? Ja. Voor ons Sokrates nou heeltemal afskryf. Dit mag regtig nogal handig wees. Maar ek hou baie daarvan, want dit is iets anderster as om elke ding te ondersoek. Soos jy sê, daar is 'n baie sterk rasionele, intellektuele komponent daaraan. Maar om onbewus
hartelik te leef is iets anderster. Ja, om net maar Of sonder bewussyn. Ja, ek dink nie, ja. Ja, ek dink ons kan daarby volstaan. Ja, ek dink so. Dat ons nou vir Sokrates so troef in 'n weksdag. Theo Snaar. Ons is nooit te oud om te leer nie. Ja, dit is so. Eendag gaan iemand ook hierdie stelling van ons bevraagteken. Of dalk nog sommer vinnig. Ja, ja. Nee, maar dit is net lekker om ook uit 'n ander hoek na hierdie dinge te kyk en ook voortdurend in hierdie gesprekke besig te wees. Baie dankie julle. Mooi bly, lekker week. Tata.